Goeiemôre broers en susters, hartlik goeiemôre. Goeiemôre. Goeiemôre, ek groet in die wonderlike naam van ons koning en Here Jesus Christus. Ek wag net vir daai laaste mensies om in te stap. Maar wat 'n vreugde om elkeen van julle vandag hier te verwelkom op hierdie spesiale Moedersdag. 'n Dag waarop ons dankie sê vir die kosbare vrouens in ons lewens. Nou of jy 'n ma is, 'n ouma, geestelike moeder of selfs 'n mentor, wil ek, en ek wil net vir u noem, ons gaan die aankondigings na die tyd doen, maar ek wil net vir u vinnig iets uit die Bybel uit in Spreuke sê dat haar kinders staan op en noem haar gelukkig, haar man prys haar ook. U weet, 'n moeder se liefde weerspieël iets van God se hart. Getrou, opofferend, geduldig en vol deernis. Jesaja sê in Jesaja 66 sê die Here, soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle troos. God gebruik selfs die beeld van 'n moeder om sy eie troos te beskryf. En ek glo dis hoe kosbaar moeders vir God is. Aan elke moeder hier vanoggend, God sien jou. God hoor jou gebede, sien jou trane, jou opoffering. En jou liefde maak 'n verskil. Nie net in u eie huis of in u eie gesin nie, maar ook in die koninkryk van God. Mag hierdie diens vir ieder en elk van u, maar spesiaal vir ons moeders, 'n seën wees, en mag u vandag diep bewus wees van God se liefde vir ieder en elk van u. Baie welkom en 'n geseënde Moedersdag aan almal. Ek wil Tannie Zenda na vore roep. Tannie Zenda. En dan wil ek vir ons moeders net vinnig 'n gebed doen, pastoor, jammer. En dan gaan ek die orkes vra om vir ons te sing The Blessing. Maar voor ons dit doen, mag ek seker maak dat geen moeder alleen sit vanoggend nie. Is daar, elke mamma het iemand by haar, of dit die kind is, die man. Ek wil net vra, daar sit 'n tannie alleen daar agter. Wil iemand nie by haar gaan sit ook nie? Ek sal by Tannie kom staan. Amen. Ek sal by Tannie kom staan. Dat elke mamma, elke moeder het iemand by hulle. En wanneer u, mag ek vra dat ons staan? Mag ek vra dat ons staan? En wanneer u voel u geliefde u vashou, bid ons vanoggend dat u ervaar God se liefde. Oë toemaak, baie dankie. Almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, ons sê vir u dankie dat ons vanoggend as 'n gemeente bymekaar kan kom en dat ons vanoggend 'n seëngebed kan uitspreek oor elke mamma, ouma, grootouma. Here, u ken ons moederharte, u het ons geskape. Here, ek bid vanoggend dat elke moeder sal weet, nie net in ons gemeente nie, maar wêreldwyd, dat hulle is geliefd. Here, dat u hulle spesiaal gemaak het. Here, dankie vir ons harte, ons vroueharte. Dankie, Here, dat ons in u diens kan wees, om ons kinders te kan lief hê met alles wat ons het. Here, ons sal ons lewe vir hulle gee. En Vader, dankie dat ons weet dat ons hulle kan leer van u liefde, u krag, u genade. Here, die prys wat u seun laat betaal het, sodat ons vry kan wees. Here, seën so vanoggend gesinne. Here, families. Here, die duiwel kom om te steel en te roof. Daar's soveel verhoudings wat nie reg is nie. Here, ons bring dit na u toe en ons vra, Here,
haal die angel uit die kwaad. Here, ons bid vir liefde, ons bid vir harmonie, ons bid vir vergifnis. Ons bid, Here, dat ons net as mammas instrumente in U Vaderhand sal wees. Here, lei ons, gee ons wysheid, gee ons insig, maar bovenal, Here, laat ons gefokus sal wees op U woord, U leiding, wat U in ons harte geplant het. Here, wees so met ons almal. Seën elke moeder, elke klein dogtertjie, Here, wat opkyk na 'n mamma. Seuns wat groot gemaak moet word, wat so moeilik is, Here, want hulle moet weer 'n ander posisie volstaan in die lewe. En Here, help vir ons as moeders, om vir ons skoonkinders ook verskriklik lief te kan wees, dat hulle ook met reg kan sê, ek het nog 'n mamma ryker geword. Here, seën ons, dat ons 'n seën vir ander kan wees. In die naam van Jesus Christus, vergewe ons sondes. Aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in aller ewigheid. Amen en amen. Halleluja, amen, amen. Here, nou bring ons hierdie diens en ons plaas dit in U hande. Met dankbaarheid, Here, vir nog 'n dag wat ons U kan loof en prys. Here, ontvang ons lofoffer vanoggend, soos 'n welriekende geur. Here, seën die woord wat uitgaan van U. Seën ons pastoor. Here, seën ons program, Here. Maak dit U sin. Ons vra dit in Jesus naam. Amen en amen. Praise is the waters my enemies drown.
soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. This praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got the reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul.
praise thee only reflects this truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good. I shout because you are good to me. With a cry of praise, my heart will proclaim you are good. You are good. In the sun and rain, my life celebrates. You are good. You are good. With a cry of praise, my heart will proclaim you are good. You are good. In the sun and rain, my life celebrates. You are good. You are good. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good. I shout because you are good to me. Look at the flowers and all of their beauty. I don't have to wonder, you know what you're doing. So why would I worry at all? 'Cause you're faithful to supply everything I need, everything I need. My Father has it, my Father has it. Every single time the Lord will provide. My Father has it, my Father has it all. Look at the sparrows, lacking for nothing. No fear of tomorrow, what it will bring. If I have you, I am enough. 'Cause your love will satisfy.
'Cause I know my God's not empty-handed. He gives us blessings upon blessings. I'm still believing. I know the Lord will provide. Seek first the kingdom and its treasures. Everything else it will be added. All that I'm needing, I know the Lord will provide. Oh, 'cause I know my God's not empty-handed. He gives us blessings upon blessings. I'm still believing, 'cause I know the Lord will provide. Everything I need, everything I need, my Father has it, my Father has it. Every single time, the Lord will provide. My Father has it, my Father has it. Everything I need, everything I need, my Father has it, my Father has it. Every single time, the Lord will provide. My Father has it, my Father has it all. Seek first the kingdom and its treasures. Everything else it will be added. All that I'm needing, I know the Lord will provide. 'Cause I know my God's not empty-handed. He gives us blessings upon blessings. I'm still believing, 'cause I know the Lord will provide. Seek first the kingdom and its treasures. Everything else it will be added. All that I'm needing, I know the Lord will provide. 'Cause I know my God's not empty-handed. He gives us blessings upon blessings. I'm still believing, 'cause I know the Lord will provide. 'Cause I know the Lord will provide. 'Cause I know the Lord will provide. Moon and stars still were, as morning sun was there. The Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us. The weight of every curse upon them. One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness.
death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is one final breath He gave. Has heaven looked away? The Son of God was made in darkness, a battle in the grave. The war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive forever. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Broers en susters, by die tweede vers staan daar: one final breath He gave as heaven looked away. Waar ons weet in die woord waar Jesus op die kruis gesê het, Lord, why have you forsaken me? Dis sodat hulle hom op die kruis kon slaan vir my sonde, het hy my sonde gedra. En vanoggend voel ek daai skuld wat ek aan Jesus het. Want dis as gevolg van my en jou wat dis as gevolg van my en jou wat hy vir God sê, Lord, why have you forsaken me? Hemel, hoekom het jy jou gesig op my gedraai? En as dit nie so was nie, sou ek en jy nie kon staan nie. Sy liefde ervaar, en sy genot, en sy seëning. En as dit nie so was nie, kon ek nie vir hom vra, Here, seek first the kingdom and its treasures, and everything else will be added. Want dan kan ek dit glo, want hy is op die kruis, en hy het vir my gesterf, want hy wys my, ek is jou pa, en ek het jou lief.
sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire to honor you. Lord, will for my heart, I worship you. All I have will
Julle weet in hierdie teenwoordigheid kan jy hom enigiets vind. Die Heilige Gees is daar vir jou en hy wil beweeg. Hy wil jou hart aanraak. Maar jy moet dit oopsluit. Jy moet vir hom plek maak sodat hy jou kan aanraak. En die Heilige Gees is hier so. Hy was al hier voordat jy hier ingestap het. Sy teenwoordigheid is lewendig en is 'n brandende vuur en hy wil hom vul and it wants to consume you until there's nothing of you left and only Jesus left. And seek for this. Seek for this. Soek dit. Soek dit. En die Here sê nog iets. En hy sê al die hele week vir my die woord in my kop oor en oor en oor dat hy sê I am with you. I am with you. I am with you. En dit gaan net aan I am with you and I am with you. For I am with you. Jy's nie alleen nie. Jy kan nie dit alleen doen. Jy kan dit net deur Christus en die Heilige Gees doen. I am with you. Thank you, Lord Jesus, that you are with me. Thank you, Lord Jesus, that your Holy Spirit is here with us, Lord. And I pray for your fire to anoint us, to bless us, to touch us, Lord. And we just want to feel your presence, Lord. We want to walk among you, Jesus. We want to walk among your spirit and feel your presence, Lord. We love you, Lord. We proclaim your name, Jesus, for you are the highest, Lord. You sit on the highest throne, Lord. For angels adore you, they bow before you, Lord. Kings and kingdoms bow down before you, Lord. We lay our crowns down before you, Lord. Here, ek bevestig net woord, Here, en ek spreek net lewe, Here. Want Here, ek lê alles wat ek het, lê ek voor U neer, Here. Want wat is beter as Christus? En wat kan my skei van sy liefde? No, Jesus, come. Dankie Heilige Gees. Dat U vanmôre in ons harte en in ons gedagtes dit duidelik kom maak wat uit die hart van die Vader uitkom.
Dankie dat dit wat U deel vanmôre, Vader, 'n werklikheid in ons lewens word. Vir elke moeder vandag, maar ook Here vir elke persoon wat vanmôre hier by mekaar is. Dankie vir die krag. Dankie vir die genade. U is groot, U is wonderbaar, U is heilig. Daar waar U staan, vir 'n oomblik, steek jou hande op en begin die Here net eer. Begin hom aanbid, sê vir hom, Here, U is lieflik, U is loflik. Dankie vir lewe, dankie vir vrede, dankie dat U voorsien, dankie vir die mense rondom my, dankie vir hierdie geleentheid dat ek U kan aanbid vanmôre. Dat ek U kan eer as die heilige, die lewende, die almagtige God van hemel en aarde, skepper en instandhouder van hemel en aarde. Dankie, Here. U is heilig in hierdie plek. You are holy in this place. Here, men toroko samama terebasa. Dankie, Here. Dankie dat U die woord vir ons kom oopbreek vanmôre. Dankie, Heilige Gees, vir die betrokkenheid in ons lewens. Ons eer U daarvoor. Dankie, Here. Ons prys U naam. Amen en amen. Kom ons neem ons sitplekke. Baie dankie aan die aanbiddingspan. Voorwaar uit ons harte uit. Dankie, Here. Weet jy hoe kosbaar is dit en hoe bevoorreg is ons om hierdie mense saam met ons te hê? O genade. Weet jy hoe bevoorreg is ons om hierdie mense te hê wat die Here vir ons gegee het om musiek te kan maak? Ag, dit klink sommer stukke beter. Kom ons probeer 'n derde keer. Weet jy hoe bevoorreg is ons om hierdie musikante saam met ons te hê? Ons is so 85% daar. Ek wil vanmôre met u iets deel wat die Here in my hart kom wakker maak het en iets wat iemand geskryf het en ek het 'n bietjie gaan naslaan werk doen, 'n bietjie gaan oplees. But this person took his pen and he wrote the next words. He says, your perspective shapes your reality. Your perspective shapes your reality. The past, the present, and the future. So, change your perspective and it will change your life. Met watse perspektief lewe u vanmôre? Watse perspektief dra jy in jou binneste? Wel, pastoor, ons is vanmôre in die kerk, halleluja, prys die Here. Nee. Dis daarom so 'n bietjie van 'n geestelike perspektief, jy weet. Want net wat hierdie persoon skryf, sy naam is Temba Bavuma. Temba Bavuma. Your perspective shapes your
reality. Ek en jy is deur genade gered, verlos deur die bloed van die lam. Jesus is ons koning, amen. Of kom ons sê so nou en dan, na gelang van ons dade. So prys die Here. Ons het hoop op 'n goeie regering, ons vertrou so. Daarom is ons betrokke en doen ons al hierdie verskillende goed in ons lewens, né? Ons werk hard, ons kom by die kerk uit, doen ons lewe. Maar sou jy sê alles in jou lewe werk? En ek is nie besig probeer om op te styg nie, ek vra vir u, wat is die perspektief? Kom ons lees gou Lukas 24 vers 13. Is nou nogal 'n bietjie 'n gedeelte, maar bly saam met my. Lees saam met my. Kom ons luister wat die woord sê. Stel jou in. En 2 van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. Pastoor, ek het daai naam al iewers gehoor. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval is. Nou ek weet, dames, julle gaan baie maklik gesprek in as wat manne gaan. Is ek reg? My vrou? Dis so, né? Die dames gaan drink tee. Jy sal my nie glo wat hierdie week gebeur het nie. Kyk hoe lyk my hare. En dis nog niks te sê, het jy gesien die skoene. Dis nog niks. Daai man wat ek getrou het. Manne kom by mekaar. Het jy die wie uitgehoor wat hier in die straat afgegaan het? Hoe gaan dit met jou vrou? Nee, oké. En die kinders, hulle is nie skool. Perspektief. Maar hier vind ons 2 manne, en terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam, maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon sien nie. Nou wat gebeur hier? Hulle oë is weerhou. Pastoor, ons het so 'n bietjie lig op die onderwerp nodig. Was dit doelbewus? Kom ons kyk. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle so bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, nou Kleopas, baie interessant, is familie van Josef, Jesus se pa. Antwoord en hy sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? Hier is Suid-Afrika, is jy 'n deel van Suid-Afrika? Weet wat aangaan? Kom ons kyk verder. En hy sê vir hulle, watter dinge? Jesus het 'n sin vir humor. Julle gesien wat gaan in hierdie Suid-Afrika aan? Wat se dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasarener, hulle is nogal ingelig, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. Gaan vir ons bietjie, is dit al? OK, jy die ander op die ander ook. Nou kom ons praat 'n bietjie oor hierdie saak.
Wat is jou perspektief? Wat sou jy sê is gewone, doodgewone mense ingewikkeld? Want wat gebeur hierdie doodgewone mense, en ek praat vanmôre met dames, maar ek praat ook met die manne. In watse perspektief staan jy? Daar's baie wat ek vandag kan noem. Daar's baie wat ek vandag kan sê. Ek kan mense uittrek, ek kan groepe uitmekaar uittrek. Dit maak nie saak nie. Ek wil net tot op 'n ek kan baie sê. Want ons menslike perspektief is vasgevang in tydelike goed. My liewe mens, waar lewe jy? Wat beleef ons in Suid-Afrika? Wat beleef ons in die wêreld? En kom ek gee julle goue blik. Kan julle vir my die eerste video speel asseblief? Sit vir ons net die ligte af. Ek wil hê jy moet iets hoor. Perspektief. Reg, gaan jy saam met my gou kyk, asseblief. Net vir ons die lig hier voor afsit asseblief julle. And when you teach in China, you start at 8 in the morning and you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around and I said, now, if we get caught, what will happen to me? They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way. I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these small group leaders, underground church leaders in the Hunan province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? And they counted them up and they said, little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well, I had 15 Bibles and I passed them out. Obviously 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1 and we're going to read it. And just then one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting. Well, we turned there anyway, and as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break and I said, you recited the whole chapter. She says, oh yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize many chapters? She said, in prison. She said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? She said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. I thought, wow. Well, after 3 days, you fall in love with these people. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America. You guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, you know, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at him and I said, I will not do that. Big incredulous eyes looked at me and they said, why? I said, because you guys rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become like, you become like us, but I will pray that we become
just like you. Een perspektief, né? Ek hoop jy het van daai woorde gehoor. En ek hoop vandag dit slaan in jou hart vas. Want hier kry ons 2 manne op pad na Emmaus toe, met 'n perspektief van hulle gedagtes. Hier's chaos. Die Jesus Christus wat ons gevolg het en hulle is disippels van hom. Hierdie Jesus wat ons gevolg het, is gekruisig, hy's doodgemaak. Nou wat nou? Jy sien man, die ouens wat in Emmaus gebly het gewag vir 'n leier om hulle polities en politiek, deur die politiek, te kon help om oor te neem dat hulle eie regeringskap kan kry. Ons soek verlossing op 'n wêreldse vlak, op 'n grondvlak van hierdie aarde. En wat kom Jesus? Jesus sê vir hulle, ek het nie gekom om hierdie aarde oorwinnings te gee in terme van die vleeslike nie. Ek het gekom dat jy 'n goeie lewe en 'n beter lewe kan hê. Maar ek het ook gekom dat jy ewige lewe kan hê. Wat is ewige lewe? Ewige lewe beteken 'n lewe wat nie gaan ophou nie, 'n lewe wat nie gaan stop nie, 'n lewe wat nie enige beperking het nie. Pastoor, dis 'n bietjie hoog vir my. Natuurlik, ons lewe op 'n tydelike aarde. Ons lewe met tydelike goed. Soveel tydelik, dat ek vir u sê, nou onlangs, mense wat ek baie goed ken, fris, gesond, sterk, aan die gang, een dag hier en die volgende dag weg. Nie as sy liggaam was ewig nie. Soos wat hy ingekom het, so het hy uitgegaan. Pastoor, ons wil nie van dit hoor nie, want dis 'n Moedersdag. Maar, ek wil vir jou sê, hierdie uitbeelding hiervoor, en dankie my vrou, is een van dit wat 'n ouer bring, of wat 'n ma bring, is mooi, dit gee lig, en dit skep 'n tuiste, 'n plek van liefde, aanvaarding en nabyheid, ma. Dis wat ons probeer uitbeeld hiervoor. Maar meer as dit wil ek vir jou sê, met watse perspektief lewe jy? En kom ons vat dit 'n bietjie verder. Pa, met watse perspektief lewe jy? Hierdie man se perspektief is, daar's geen hoop nie. Dinge kan nie verander nie. Wie het nou al hierdie gesegde gehoor, dit is wat dit is. Ek het al gehoor mense sê, dis nou Ikabod. Dis nou ons, Afrikaans is mos 100 jaar hierdie week gewees. Net jy gehoor? Dis Ikabod. Wat beteken Ikabod, pastoor? Dit beteken dis nou klaar, is uitgedien, is oor, is verby. Dis ouwerskedouwers. Maar dis in 'n perspektief. En Jesus vra vir hulle, maar, hoor jy so, hoe sien, wat gaan aan met julle, hoe is julle so negatief? Nee, hoor jy so, is jy die enigste een wat nie in Jerusalem was nie. Is jy die enigste een wat nie die kennis het, of die belewenis wat besig is om in ons wêreld te gebeur nie. En wat doen Jesus? Hy kom verander hulle perspektief.
En toe hulle perspektief verander, toe verander hulle lewe. Wie van julle het 'n preek al gehoor oor was ons harte nie brandend binne in ons nie? Steek gou vir my die hand op. Wie was al in 'n kerk waar jy daai preek gehoor het? O my aarde, dan moet ons daai preek maar een of ander tyd preek. Want hier kom hulle, en as ons lees, ek dink is vers 32, né? Kyk gou vir my asseblief, Franet. Lukas 24, dan vat jy hom vir ons, ek dink is vers 32. Maar nou wil ek vir u die volgende net lees. Die engel sê, were our hearts not greatly moved and burning within us while he was talking with us on the road as he opened and explained the sense and the reality of the word and the power of the scriptures. Wat het hulle lewe verander? Wat was die perspektief? Om terug te gaan na Christus toe, om terug te gaan na die woord toe. Het jy agtergekom, daardie perspektief wat ons baie keer het van God en van die woord, hy's 'n heilige, 'n groot God, 'n ewige God, hy's daar, halleluja, prys die Here, maar weet jy wat, jy was nie die laaste tyd saam met my gewees, en gehoor wat mense van die kerk gesê het, en wat mense van ons land gesê het, en al hierdie goed nie, en dis waar Jesus inkom, en hy sê vir hulle, kom ek gee hulle so 'n bietjie net 'n draai. Ek wil vir jou sê, jy gaan nie sin maak nie, en dinge gaan vir jou sleg bly, tot en met jy by my uitkom. En wat doen Jesus? Hy begin met hulle beloftes deel, hy begin met hulle profeseë deel, hy begin met hulle nuwe perspektief deel uit die woord uit. Wat se woord, pastoor? Kom, ek gaan dit net vinnig met die deel. Ek gaan nie veel langer wees nie, want dit is Moedersdag, die ma's wil seker by 'n bord kos uitkom, né? En die paas het gekook, prys die Here. Ja, dit het iets uitgelok. Hy kom praat met hulle uit die verlede. Hy kom praat met hulle uit profeseë. Hy kom praat met hulle uit beloftes, waarhede, realiteite, perspektief. Hy gee vir hulle herinneringe, maar die meeste van alles, dit het oor Jesus gegaan. Jy sien, as jy by iets wil begin, moet jy by Jesus begin, om sin te kry rondom die lewe. As jy ander dinge gaan soek, as jy ander perspektiewe gaan soek, gaan goed moeilik bly, en dit gaan nie sin maak nie. Maak nie saak hoe slim jy is nie, maak nie saak hoe sterk jy is nie. It must start with Jesus Christ. Hy het met hulle seker gepraat oor Jesaja 53, Maleagi 3, Jeremia 31, Psalm 22, Psalm 69, Psalm 110, en so kan ek nou maar aangaan. Gaan lees dit. Hy het met hulle oor hierdie waarhede gepraat rondom homself. Hy het sekere goed vir hulle uitgelê. En wat gebeur terwyl hulle praat? Oor Jesus se beloftes. As he talk about Jesus' promises. As he talk about the word. Wat gebeur hier binne in hulle? Hulle raak opgewonde. My maat. Nuwe perspektief. Vanmôre terwyl ons in die worship is, en dis hoekom ek vir die mense gesê het, kom ons eer net vanmôre, ons sê vir die Here dankie vir hierdie musikante. Terwyl ons gesing het, my Lord will provide. Weet jy wat het gebeur? Ek het hier gestaan en ek het gevoel, mense, ek wil begin dans. Jy sien, ek het so halfpad losgekom, né? As hulle hom seker nog 2 of 3 keer gesing het, het ek hier om die tafel gegaan met 'n spoed. En dan het my vrou weer gesê, ag, Here Jesus, wat vang hy vanmôre aan?
Jy sit met 'n swaar perspektief van God se verlossing binne in jou. Dis 'n valse perspektief. What is the real perspective that the church of God must have? God has set you free. You are free by the blood of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, to live a wonderful and a full life. Ons sit met hierdie perspektief van ek is onder 'n juk, ek moet hierdie juk dra. Wilmarie bid vanmôre agter in die bidkamer, Wilmarie, en ek wil vir jou dankie sê vir jou gehoorsaamheid deur die Gees. Sy het gebid en gesê, Here, haal hierdie swaar juk. Haal hierdie swaar juk van ons mense af. Ek wil vir jou sê, kom uit daaronder daai perspektief uit van, wat gaan mense sê, wat gaan mense dink, dit en daai rondom die kerk. Ek wil vir jou sê, as jy Jesus Christus as verlosser en saligmaker aangeneem het, as jy wedergebore is, en dis hoekom ons ook die Gees van God nodig het, dit is wat my en jou krag gee, dis wat ons vry maak om in die Here te staan, en terwyl ons sing, the Lord will provide, om te sê, ag man, prys die Here. Daai pastoor is nou weer snaaks vanmôre. Nee, hy's nie snaaks nie, hy's vry in Jesus naam. I've been set free. En as jy hierdie week huis toe gaan, en jy sê, ja, maar ek voel nou nie so nie, kry daai juk van jou af. Dis die verkeerde juk. It's not God's yoke. Maar, kom onder 'n nuwe perspektief. En die enigste plek waar jy dit gaan kry is, gaan terug voor toe. Kom in die teenwoordigheid van God die Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. En ek kan jou waarborg, jou lewe gaan verander. Your life will change. Jy weet, ons sit met hierdie perspektief. En ons sit baie keer daarmee. Jy weet, ek het 'n verskriklike dag gehad. Ek spot nie met mense nie. Vergewe my. Maar ons sê vir onsself, ek het so 'n rowwe dag gehad. Ek het nodig om te rus. Laat daar iets by die huis gebeur, dan sien jy beweeg die mense van die huis. Ek moet rus, ek gaan lê op die bank, en mamma skree die kombuis uit. Papa, hy is besig om water uit die kombuis uit kamer toe te gaan. Papa, hier is iets wat deur die dak kom, dit lyk soos water. Wie van julle het al daai ding beleef? As jy mooi wil vra vir ons aspirant pastoor Willie. Hulle het by die huis ingestap, net, toe loop hulle enkel diepte in die water. Hy weet wat dit beteken. Aspirant pastoor Willie, waar is jy? Is hy agterbleef? Okay. Het jy gesien hoeveel spoed kry jy dan? O my wêreld. Daar is lewe. Ek het eendag, as ek so ewe, ek sê vir my vrou, ek sê, ag mamma, gaan jy en seun na dorp toe, papa is net, ek is liggaamlik moeg, ek is emosioneel moeg. Nee, I'm emotionally drained. I have no power. En ek gaan lê op die bank. Mama, bel, nee, dit was mamma en ouma, hulle is dorp toe. Mamma bel my, halfuur later. Papa, ek sê, ja mamma, hoe gaan dit jou pad huis toe? Ek was in 'n ongeluk gewees.
Asseblief papa. Die agtergekom hoe vinnig is die moegheid by die deur uit, kom bysteur sommer. Ek vlieg op, ek weet nie, tot vandag toe weet ek nie wat se skoene het ek aan gehad nie. Ek vlieg in die kar, en toe ek in die kar is en ek trek weg, toe dink ek, ja, maar John is nog by die huis. Hy het by die huis gebly. Maar ek jaag, want mamma het gesê, sy is in ongeluk, hier kom ek, ja, hy tronk in die kar gestamp, al daai, is julle okay, ons reël al die goed, ek kom by die huis en ek gaan sit op die bank, en ek probeer dink, wat was dit wat, ek probeer doen het. En toe kom ek agter, ek het probeer rus. Maar weet jy hoe interessant is dit, wat se krag, jy kry as sulke goed gebeur. Adrenaline. OK, ek weet van jy gaan ongelukkig wees met my. Maar ek hoop jy hoor wat ek sê. Kom bid 'n bietjie saam, of kom woordskool toe. Haai pastoor, die perspektief is, ek het so 'n besige dag gehad. Ek gooi 'n perspektief in. Pastoor, ek was so moeg, ek moes 'n bietjie rus. Ek wonder hoeveel van ons perspektiewe gaan water hou die dag as ons voor God staan. En ek sê dit vanmôre met respek. Want wat doen Jesus? Hy begin hulle net profesie en woord en wat gebeur, beloftes, begin hy met hulle deel. En wat gebeur? Hulle harte word so opgewonde. Hulle sien hom nie, en hier kom die groot ding. Hulle was of te neergedruk om te sien wie Jesus is, of dit was van bo, 'n goddelike beweging of 'n inspraak wat God gegee het, of Jesus deur die krag van die Heilige Gees, dat hulle nie moes sien nie, en hy wou hulle leer, hy wou hulle laat besef, as jy in God se teenwoordigheid inkom, as jy in die woord inkom, as jy in gebed inkom, weet jy, dan verander jou perspektief, jou lewe verander, jy ontvang krag, en jy kom agter, jy lewe tot en met waarheen? Hulle raak opgewonde en hulle sê, was ons harte nie brandend nie? Ek vra vanmôre vir jou, wanneer laas was jou hart warm en opgewonde oor Jesus Christus? Wanneer laas? Ek sal jy sê, bitter min, want ons gee God nie tyd nie. Mag die Here die kerk help. Hoor my. Mag die Here die kerk help. Hulle was aangevuur, opgewonde, geïnspireer. Want weet jy wat gebeur daar? Toe Jesus die brood breek en hulle besef, dis hy. Wat sê die woord? Hulle het so ver gereis om daar uit te kom by Emaus. Hulle pak net daarop, op daai oomblik, en hulle is terug. Dis nou nog 'n ander perspektief, inspirasie, daai moegheid wat ons van praat. Onmiddellik, hulle sê nie eens, hoorie, so ons gaan nou slaap en ons sal dit môre doen nie. Hulle sê, kry jou sakkie, kry jou water, kry jou ongesuurde ou broodjie, ons loop nou. Ons gaan nou. Wat doen hulle? Hulle is terug.
En wat gaan deel hulle met die disippels? Hulle sê, ons het hom gesien. Ons het hom beleef. Hy het die brood gebreek nadat hy gedank het. Jy weet nie, wat is die wonder van broodbreek? Hoekom net broodbreek? Want die woord sê, dat deur sy liggaam, die voorhangsel wat geskeur het, en sy liggaam, het ons vrye toegang gekry tot die heiligdom. It's through the word, the breaking of the bread. Dis wanneer ons by mekaar kom, en deur die liggaam van Jesus Christus, het ons toegang tot God se teenwoordigheid. Wow! Wat 'n belewenis. Pastoor, maar jy sê dan die Heilige Gees het hulle geïnspireer. Ja. Die Heilige Gees was in Jesus gewees. Ons wag nou nog vir nog 'n oomblik van die Heilige Gees was in Jesus. Toe Jesus hom laat doop het, wat het gebeur? Gees van God het soos 'n duif op hom neergekom. En die Vader het gesê, hierdie is my geliefde seun in wie ek welbehae het. So terwyl Jesus met hulle praat, is die inspirasie, die opwekkingskrag van die Gees, die Heilige Gees daar. Sien jy, hoekom het ons die Heilige Gees nodig? While we are busy in the Word and in the presence of the Holy Spirit, you will feel energized. Jy gaan voel maar, wow, ek voel opgewonde. Wat van u? Ek sluit met hierdie liedjie af vanmôre. Ek vra dat hulle vir my gereed sal maak daar. En nou sê jy vir my, maar pastoor, dis nie altyd moontlik nie. Ek wil vir jou sê, omdat Jesus vir ons gesterf het, en hy opgestaan het, is alle dinge moontlik. Ek dink net die kerk weet nie partykeer wat dit beteken, wanneer ons bely, alle dinge is moontlik nie. We keep on saying it. Ons sê, alle dinge is moontlik in Jesus Christus. Die wat hom lief het. Maar weet ons wat dit regtig beteken? Het ons die regte perspektief? Do we have the correct perspective? Maar nou keer ek terug na hierdie woorde toe. En wat sê daar die woorde? Perspective shapes our reality. If you want to change your life, change your perspective. Wat 'n perspektief? Ek gee nie om wat wie sê nie. My God, wie ek dien. En ek is nog nie perfek nie. My God kan enige iets doen. My God kan omstandighede verander. My God genees, want hy het op die kruis reeds genesing gebring. Nou maar pastoor nou, nee, nie maar wat nie. My God in hom is alle dinge moontlik, want sy woord sê, vir die mens is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Dis wat hy sê. Julle kan vir my asseblief begin. Sit vir my die musiek net lekker hard. God sent his son. They called him Jesus. He came. Oh Lord, heal and
greater still. The calm assurance the great is there to say, my Jesus lives. Leef jou verlosser, because he lives. I can face tomorrow because he lives. All fear is gone because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives, but greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. My Jesus lives because he lives. I can face tomorrow because he lives. All fear is gone, all fear is gone, because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I'll cross that old river. I'll fight life's final war with faith. And then as death gives way to victory, I'll see the light of glory, and I know my Jesus lives because he lives. I can face tomorrow because he lives. All fear is gone because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Staan saam met my en sing dit vanmôre. Because he lives, I can face
maak die oë toe daar waar jy staan. Here, kom herstel die perspektief wat ons aangeneem het. Here, Kleopas, hulle het geloop met eintlik 'n juk wat nie hulle sinne was nie. Omdat hulle perspektief verkeerd was. Ja, baie dinge het aanleiding gegee daartoe. Maar Here, dit het hulle realiteit in hulle lewe gevorm. En hulle het gewonder, hoe lyk die dag van môre? Here, U is die skepper van die dag van môre. U is die formeerder daarvan. U is die instandhouder. U is die geneesheer. U is ons krag en ons sterkte. U is ons lewe, Here. Groter is U wat in ons is as hy wat in die wêreld is. En ek wil bid, Here, deur die Gees, kom gee ons 'n nuwe perspektief. Vader, kom gee ons 'n nuwe perspektief in geloof, dat ons sal staan. Die woord sê, die regverdige sal in die laaste dae deur geloof lewe. Here, baie keer wil ons 'n geveg aansit. Die geveg is nie ons sinne nie. Dit is U sinne, Here. No weapon formed against your children shall prosper. Here, U sal die kinders optel. U sal die kinders uitlig, Here. You will give us the victory and you will provide. Themba het gesê, if you want to change your life, change your perspective. And Lord, I pray in this morning, change the church's perspective. And our lives will be changed. Here, kom verander die kerk se perspektief, sodat ons kan lewe in wat U gee. Here, sodat ons in die oorwinning kan stap, sodat ons in die vrede en die liefde en die genade wat U gee, kan stap. Here, dit begin by 'n moederhart. Vanmôre is dit vir ons so voorreg om ons ma saam met ons te hê. Van ons ma's is al by die huis, is in die hemel. Maar ek bid vanmôre, Here, dat U die harte sal troos, dat U sal versterk, en dat ons net vanmôre sal besef, maar hulle wag vir ons daar, dis 'n nuwe perspektief. Ek moet dinge anders sien. En ek dank U, Here, dat U ons help, dat hierdie week, wanneer ons by die uitdagings kom, dat ons sal sê, Here, come and change my perspective. Here, kom verander my perspektief deur die Gees, dat ek dinge anders te sal sien. Ek eer U daarvoor, seën ons, terwyl ons uit mekaar uit gaan, seën ons moeders. En vra ek, Here Jesus, dat U verheerlik mag word in en deur ons lewens. Amen. Neem net die sitplekke vir 'n kort oomblik, terwyl Gordon net vir ons die aankondigings gaan doen. Ek hoop elke maand ietsie lekkers gekry as jy by die huis kom. Gaan maak 'n koppie koffie, gaan sit op die bank. Maar nou nie maak wat die pastoor gepreek het en gesê het, nou moet ek rus nie. Asseblief, vat die koekies en geniet die koekies. Amen. Ons wil ook net vir U deurgee, in pastoor Alwyn hulle se afwesigheid, hulle is so 'n bietjie weg met verlof, pastoor Alwyn en Don, wil ons ook net vir hulle baie dankie sê vir hom sittend aan die Eleanor. Ons het hierdie week die nuus ontvang dat ons, waar is Duan? Duan, wat is dit wat deurgegaan het? Askies? Die goedkeuring van ons gebou. Amen. Dankie Duan. Ek is so bly ons het mense soos hulle, want nou sê ek die planne is goedgekeur en dan wonder almal waar begin ons bou.
So ons is dankbaar dat ons gebou is goedgekeur. Prys die Here. Alles is in plek en ons eer die Here vir dit. En dan ook, jy weet, die Here doen amazing goed. Dokter, hoe sê hulle? Koesie staan gefos op. Dina staan, jy sy vrou staan saam met hom daar. Ons wil baie geluk sê vir Dr. Koesie. Sy boek was so 2 weke terug vrygestel. Ja, verlede week, ja. En weet jy wat was so fantasties? Hy vertel vir ons daar, sy boek se naam is, en ek wil jy moet mooi luister, vra vir hom as jy 'n boek wil hê, lees dit. Dit gaan oor genade, geloof en guns. Nee, ons trek net die been. Dis genade, geloof en guns. Koesie, ek hoop nie ek het nou die saak in die wiele gery nie, ou broer. Baie geluk, Dr. Koesie. Dina, baie geluk julle. En ja, hy's besig met 'n tweede boek. En ons, 2 Junie, en ons wens hom net geluk, en ons bid die ryke seën van die Here oor hom. Hy het geskryf oor genade, geloof en guns van God af. So pragtig. As jy 'n boek wil hê, kry asseblief by hom. Ek het al begin lees, hoor. So. Maar so prys die Here, mag jy dit by hom ook kry. Ons sê vir hom net baie geluk. Ek gee vir Gordon gaan net vir ons die aankondigings hanteer. En dan, ma, geniet die bord kos wat pa gekook het. Amen. Nee, daar is baie gemengde gevoelens. Gordon, jy sal moet die pa's oortuig, broer. Pa, jy moet maar 'n plan maak, jong. Jy weet, in my huis as hulle sê, pastoor, het jy gekook? As ek ja, gekookte eiers. Ek kook, jy weet, gekookte eiers. Sit hom op 'n broodjie, en dan het ek gekook. Maar baie dankie. Pastoor, in my huis sou dit French toast gewees het as ek moes kook. Ek wil net vir Soekie 'n geleentheid gee om na vore te kom vandag. Dankie, pastoor. Danishka. Ja, dit was Anna ma. Ja, die Here het vir ons geseën met nog 'n ma met hart. En het vanoggend gesê, het was Gordon. Hulle gaan the blessing sing en toe dink ek, dis eintlik wat ek vir jou wil gee, maar ek gaan dit in elk geval vir jou gee. Maar gaan vir jou die amplified, want hy's net soveel beter. Dus ek nou kan kry. The Lord bless you and keep you, protect you, sustain you, guard you. The Lord make his face shine upon you with favor and be gracious to you, surrounding you with loving kindness. The Lord lift up his countenance, his face upon you with divine approval and give you peace, a tranquil heart and life. En hierdie is vir my so mooi with divine approval, want ons as ma's dink altyd ons doen nie 'n goeie job nie. En jy is nog pastoorsvrou, moeder van 'n gemeente. En die Here sê hy kyk af op jou met divine approval. En nou daar wat jy soos laag voel, dan vat jy daai woord en sê Here, vandag just look at me with your divine approval. En ons is baie lief vir jou. Ek wil net baie dankie sê. Ag, dankie hoor. Dankie. Namens my en Dawn wat op vakansie is, wil ek net baie dankie sê. Dit is vir ons so 'n groot voorreg om saam met julle in diens van die Here te kan staan en om julle liefde te ervaar en te weet ons is een groot familie en dit is regtig 'n awesome gevoel.
En vir al die ma's asseblief, geniet hierdie dag. Ek hoop julle word lekker bederf. Ek wil net namens ons dames, vir al die vir die susters, baie dankie sê vir die heerlike tuisgebakte koekies. Dis met baie liefde gebak. So daar is genoeg vir pappa, vir Boetie en Sissie om elkeen een te kry, die res is mamma sinne. En dan wil ek net vir die jeug ook baie dankie sê. Ons waardeer dat julle het nou ons tyd gespaar en moeite gespaar om pannekoek te bak en ek weet dit gaan heerlik wees. Mag die Here ons as gemeente ryklik seën en elke lid van ons gemeente ryklik seën op elke gebied van julle lewe. En weet ons is baie lief vir julle en ons waardeer julle. Baie dankie. Laat my toe om net vinnig ons weeklikse program met u deur te gaan. Soos pastoor gesê het, ek weet jy wil by die huis kom. Dinsdag neem net kennis dat daar geen woordskool is nie. Dinsdag geen woordskool. So dis die aand wat ons nou lekker kan rus. Is dan nou weer woordskool? Ons gaan okay, nou moet ons maandag aand rus. Nie meer dinsdag aand nie. Prys die Here, daar is woordskool, neem kennis, daar is woordskool, dinsdag aand 1900 uur by die kerk, dan ook woensdagoggend 10 uur, ons vroue bid hier, ons power hour 1900 uur, woensdag aand hier by die kerk, en dan ons donderdag aand selgroepe, vrydag aand ons jeugbyeenkoms, en dan volgende sondag weer ons erediens en sondagskool. 'n Paar belangrike aankondigings vinnig voor ek by dit kom, is daar enige besoekers vandag. Enige iemand wat vir die eerste keer by ons kom kuier het, jy hoef nie bekommerd te wees nie, gaan nie vorentoe roep nie. Net so by wyse van hand, enigiemand. Daar so. Het hulle vir ietsie gegee daar, 'n kaartjie gegee, nog nie. Daar kom my suster. Baie welkom hier by ons en ek glo jy die diens geniet as jy net vir ons die kaartjie sal invul en terug sal gee na afloop van die diens. Baie dankie. Dan net weer vir kennisname dat die muntlegging, die sondagskool gaan Sondag 22 Junie 'n munt en notelegging hou as 'n fondsinsameling. Ons sê dit nou al lekker vroegtydig sodat u al die munte bymekaar kan kry en soos wat Willie altyd sê, die R10 en R20 is ons nou ook muntel om dit vir ons saam te bring. Dan neem kennis van ons hemelvaartdiens, donderdag die 29ste Mei om 1900 uur. En dan ook ons Pinksterdienste wat jy van kennis moet neem asseblief Woensdag 4 tot Vrydag 6 Junie en dan Sondag die 8ste Junie. Met dit bygesê, jy weet al reeds van die etes, ek gaan dit nou nie vinnig weer almal noem nie, maar daar is etes die Woensdag, Donderdag as ook die Vrydag aand hier by die kerk, en jy sou belangstel om net die naam op die lysie te sit, so dan het jy ook nie daai aande nodig om kos te kook of te maak nie, ons kom eet sommer lekker hier by die kerk. Ons gaan aan ons verjaarsdag vandag, Sondag die 11de, het ons vir Pieter Oosthuizen. Pieter, is hier teenwoordig? Nee, dan het ons Maandag vir Hypie Nel. Woensdag het ons vir Klein Aneska Kutse. Donderdag Leonardo Geldenhuis. Vrydag Pastoor Sissel Wessels. En dan Saterdag Paul Smol. Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar en mag die Here se genade en seën oorvloedig wees oor julle. Pastoor, as daar niks is wat ek uitgelaat het, sien. Daar's hy. Die van julle wat pannekoek bestel het, onthou met af te kom al by die kombuis en daar's nog ook 'n koffietjie vir iemand. Jy weet as jy vir die wat wil saam met ons nog 'n koffie drink. Halleluja. Kom ons sluit af. Gaan ons 'n afsluitliedjie doen? Amen. En dan gaan ek my broer Johan vra. My broer Johan, ek gaan jou vra om die diens vir ons af te sluit na hierdie. Ek weet pastoor het eintlik al klaar gebid, nee, maar ons sal maar laat hy afsluit. Slaat met gebed. Take it away. The Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body, He touched my mind, He saved me all just in time. I'm gonna praise His name. Each day is still the same. Oh, I'm gonna praise Him. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body, He touched my mind, He
praise His name. Each day is still the same. Oh, I'm gonna praise Him. Look what the Lord has done. When I think of His goodness and what He's done for me, when I think of His goodness and how He set me free, I'm gonna clap, 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 clap all day. Oh, when I think of His goodness, what He's done for me, when I think of His goodness, how He set me free, I'm gonna dance, 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 dance all day. When I think of His goodness and what He's done for me, when I think of His goodness and how He set me free, I'm gonna jump, 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 jump all day. Oh, look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body, He touched my mind, He saved me, oh, just in time. I'm gonna praise His name. Each day is still the same. Oh, gonna praise Him. Look what the Lord has done. I'm gonna praise Him. Look what the Lord has done. I'm gonna praise Him. Look what the Lord has done. Hallo. Ja, Gordon, jy het seker gemaak, ek hou my perspektief, nee. Dis seker wat jy gedoen het. Ja, Here, ons kom sê vir jy baie dankie vir môre, dat ons net kan weet, dat jy weer eens vanoggend met ons gepraat het, dat ons perspektief moet behou of moet verander, want op jou en vandag, Vader, het gaan als oor U. Vader, U is die grote God van die hemel en die aarde, daar is niks by onmoontlik, U is die God van Abraham, Isak en Jakob, U is die blinke morgenster, U is die soetroos van Saron, U is die lelie van die veld. Daar is niemand soos U nie, Vader. Vader, ons dankie vir die woord wat uitgegaan het vanoggend. Maak dit reëm in ons harte en dat ons sal weet dat ons in die woord gaan bly en ons op ons knieë gaan bly en by U voete gaan bly en die lig gaan bly in die geregtigheid. Dat ons die perspektief sal hê wat U vir ons wil hê. Here, ons loof en ons prys en ons bid dat U met elkeen van ons sal gaan vanoggend waar ons uitmekaar gaan en weer eens, Vader, dankie vir al die moeders. En die wat se moeders nie meer by hulle is, die vertroos hulle vandag en gee hulle krag en vrede en net lig. Ons sê vir U dankie en dankie vir die gemeente. Ons is lief vir hulle en ja, stuur ons almal nou uit en stuur die engele nou voor ons uit om ons te beskerm in ons weg. In Jesus naam. Amen.